Welkom by nog 'n episode van die Solidariteit Wêreld. En vandag praat ons Bella. En spesifiek die agtergrond agter die Bella proses. So bietjie wat gebeur het, hoe die proses gewerk het met al die onderhandelings wat plaasgevind het. En dit doen ons ook aan die hand van hierdie boek. Die boek se naam is Sielstryd. Dit is 'n boek wat ek uitgegee het en wat hierdie week verskyn, maar dit is geskryf deur my, maar dit is eintlik 'n boek wat geproduseer is deur baie ander mense wat deelgeneem het aan die proses. En een daarvan is Callie Kriel. Callie was deur die hele proses betrokke, van die begin af tot die einde, en ek en hy gaan bietjie gesels oor wat het alles agter die skerms gebeur, van dat ons gehoor het, dat Bella geteken gaan word, tot en met daar nou riglyne gepubliseer is. So, hierdie boek kan jy gratis kry, en daar is 'n QR-kode, en jy sal ook die skakel kry op sosiale media, jy kan net die QR-kode net scan, en dan kry jy hierdie boek heeltemal gratis. Ons wil graag hê, hy moet sommer net wyd versprei word. Callie, dis lekker. Die Bella ding kan nou baie lank teruggevat word, ek weet, jare terug. Maar daar is tog 'n spesifieke oomblik wat ek kan onthou, en dit is jou verjaarsdag. Jy het 55 word, 25 jaar by die Solidariteit beweging, en ons was eintlik veronderstel om net lekker te kuier en partytjie te hou. En daar by jou verjaarsdag toe, kom daar 'n WhatsApp deur. En daardie WhatsApp sê toe, dat die presidentsie het die departement openbare werke opdrag gegee, om 'n lokaal gereed te kry vir die ondertekening van Bella. En dit was sonder om vir ons te sê daarvan, dit was eintlik soos 'n dief in die nag, dit sou net gebeur het, en as 'n mens niks doen nie, dan sou hy net gesteel het en weggeloop het. En hier is ons bewus daarvan, en dit was vir my eintlik so ironies, dat hier op jou verjaarsdag, hou ons toe nou nie partytjie nie, ons beplan Bella, en so toe ons dit gehoor het, ek sou 'n bietjie by jou wil hoor is, wat was jou gevoel, toe jy hoor, maar hoor jy so, die president gaan so waar hierdie wet teken? Baie dankie Dirk, ek wil net begin om te sê baie geluk met hierdie boek. Ek is eintlik, as jy nou vertel van, dis seker die slegste verjaarsdag persent wat 'n mens nou kan kry, as mens dit nou 'n persent kan noem. En as mens terugkyk na hierdie proses, moet mens maar eerlik wees, dit maak mens woedend. En as die mense wat hierna kyk, wil weet hoekom dit mens woedend moet maak, dan moet hulle hierdie boek lees, want ek dink dit gee 'n hele prentjie van 'n regering wat eintlik baie gemeen optree en baie eerloos optree. En daai aankondiging spesifiek, of die uitlek van die situasie dat hierdie wet onderteken gaan word, het eintlik bevestig dat ons sit met 'n owerheid wat nie die belange van minderheidsgemeenskappe ernstig opneem nie. Ek dink by die oorgang van 1994 was die gees wat baie mense gedink het, is Afrikaners staan die politieke mag af, want apartheid was nie 'n volhoubare stelsel nie, maar dat ons as kultuurgemeenskap kan oorleef. En die feit dat die president toe aangedui het, hy gaan dit onderteken, was eintlik 'n aanduiding dat die ANC wegstap van die 1994 ooreenkoms, dat hy doeteenvoudig voortgaan om 'n wet te onderteken, 'n wet wat, dis nie sommer net weer 'n wet waarvan ons verskil soos baie ander nie. Hierdie is 'n wet wat ons kulturele voortbestaan bedreig, want Afrikaanse skole speel 'n sentrale rol binne Afrikaanse kultuurgemeenskappe, en as jy dit teiken, dan bedreig jy ons voortbestaan, en dit was die gevoel daai aand, van hier's 'n president, wat eintlik nou hier na vore kom en sê, ek gee nie om nie, ek gaan hierdie kultuurgemeenskap teiken. En dit maak mens woedend, maar mens moet natuurlik nie moedeloos raak te midde van die woede nie. En daarom is ek baie dankbaar dat Solidariteit dadelik toe ook ingespring het. Met die bekendstelling van daar en nie soveel uitlek daarvan, om 'n boodskap uit te stuur, ons gaan nie lê nie. Afrikaanse skole is die moeite werd om voor te veg. Ja, ek dink die boek se naam is ook Sielstryd. So, en eintlik het jy dit nou vasgevang, dat Bella se aanval op ons siel.
En dit was nogal 'n sentrale tema dwarsdeur gewees. Die het ook nou verwys na die verbreeking van die 94 ooreenkoms. Dani Langner sê dat die vredesluiting na die Anglo-Boereoorlog was een van die bepalings was gewees moedertaalonderwys en toe is dit natuurlik verbreek. En Dani Langner noem dit gebroke vrede. En dit is hoe ek dit ook sien. Daar was amper die idee dat hier amper 'n vredesooreenkoms gesluit is in 94. Hierdie is gebroke vrede. Hulle het dit daai ooreenkoms verraai en dis 'n aanval op ons siel. Nou, toe sit ons nou in 'n situasie. Die president gaan teken. Ek meen hier kry ons hierdie inligting wat uitgelek is. En toe moet ons nou begin plan maak. Nou, die instrument tot in ons hand was gewees die RNE-proses. En want ons het toe besef dat, luister, daar is nou besig om met die RNE gevorm te word. Daar is die gees van RNE, is heeltemal teen die gees. Die DA en die Vryheidsfront het vir ons gesê, Bella is hulle rooi lyn. So nou moet ons gebruik maak van die politiek van daardie tyd. So op daardie stadium was die gees van die RNE en die vorming daarvan eintlik 'n instrument of 'n wapen in ons hand. Vertel 'n bietjie meer daarvan. Ja, ek dink die verwagting van 'n klomp mense was dat die RNE werklik 'n nuwe era van samewerking inlei. En mense verwagting was dan dat die president nie dan eensydig sou optree en hierdie soort wet teken wat direk ons voortbestaan teiken. En ons weet, die DA en die Vryheidsfront het almal baie sterk standpunte gemaak vooraf teen die Bella-wet. Hulle het dit in die parlement teengestaan toe hulle die oppositie was. En mense het die verwagting gehad dat hulle daar binne die regering van nasionale eenheid baie hard sal veg. En wat ons toegedoen het is om eintlik ons voorstelle te stuur of gevra het vir al hierdie partye om dit teen te staan. En dit is baie teleurstellend dat hierdie hoop wat opgevlam het vir die regering van nasionale eenheid uiteindelik nie kon verhoed dat hierdie wet wel onderteken is nie. En mense sou wou gehad het die oppositiepartye wat nou deel is van die regering met baie sterker gestaan het daarteen. Maar mense gebruik alle hulpmiddels tot jou beskikking. Die RNE was een daarvan. En mens kon wel deur daardie kanale kon mens wel die gesprek aan die gang kry, sodat ek nie net oordrewe negatief wees daar nie. Want beide daar is ministers toe in die kabinet wat wel ons kommer kon oordra. Ja, dit is so. Daar was toe 'n verklaring uitgereik ook deur die DA. Ek onthou Leon Schreiber het my nog gebel, daai selfe aan by jou verjaarsdag het ons met mekaar gepraat, want ons het toe gesê ons gaan 'n media konferensie hou om druk op die proses te plaas. En ek onthou, hy het nou vir my gesê, maar dit is 'n dilemma, jy weet, want onttrek hulle uit die regering van nasionale eenheid, dan is daar die EFF en die MK, en dit is, hoe hanteer mens dit? Ek weet nie, al wat ek weet is raas en blaas. En hulle het dus 'n bietjie geraas en blaas, maar ek dink daardie spanning wat toe geskep is, want ons het toe spanning in die proses gesit, het toe daartoe gelei, dat die president ons gekontak het. Ek dink hulle het jou eerste gekontak en vir jou gesê die president wil met jou praat. En dit was die dag voor die ooreenkoms geteken is, of nie die ooreenkoms, wat 'n ooreenkoms, geen ooreenkoms nie, toe Bella geteken is. En toe die president jou gebel, vertel net 'n bietjie daarvan. Ja, kyk, die reëling dat hy my sou bel, was nie 'n presiese tyd gegee nie, en ek het toe die nommer van waar hulle die reëlings getref het gestoor. Maar ek onthou, ons was nog met die Kaapse Forum besig met 'n beplanningssessie, daar in Betty's Bay se omgewing. En ek onthou in die vergadering sien ek my foon lui, maar ons is nou besig om hier te werk. Toe dink ek, as dit 'n breektyd is, sal ek terugbel op die nommer. Maar weet nie wie dit is nie. En toe terugskakel, sê ek hoor toe die persoon aan die ander kant praat Engels. Ek sê toe net, good afternoon, who am I speaking to? Want ek wil uitvind wie my gebel. Toe sê die president. Maar ons het werklik 'n lang gesprek gehad en dis eintlik deel van die woede wat ek net nou na verwys het. Want die president het na daai gesprek, en ek glo ook na die gesprek met jou, het hy presies geweet wat die erns hiervan is. Ons het nie mooi broodjies gebak nie, dat
natuurlik baie hoflik, maar gesê luister, daar's 'n klomp aanvalle en dinge waaroor ons ongelukkig is, maar hierdie een is die ernstigste ding wat enige regering kan doen, en dit is om 'n deel van die land se burgers te teiken. En hy het dit baie, hy het dit gehoor, geklink of hy dalk kon luister, maar mense het nou al geleer, jy moenie naïef wees nie. So dit was 'n baie goeie gesprek, die geleentheid om ons boodskap oor te dra. Maar natuurlik vir so 'n gesprek om uiteindelik 'n sukses meer te bring, moet dit wees dat die bedoeling van die persoon met wie jy praat, dit moet 'n eerbare, eerlike bedoeling wees om werklike oplossing te kry. En nie net soos wat die Engels sal sê, 'n tickbox wat net dan aftik oor en ons het met hulle gepraat nie. So die gesprek was goed, ons boodskap het duidelik oorgekom, maar uiteindelik het die president skynbaar nie geluister. Ja, ek het hulle die oggend het hy met jou gepraat en toe laat weet hulle my nie, hy is besig, hy gaan my eers die aand bel. Ek dink myself, hy gaan my die aand bel voor die ding onderteken word. So hy gaan duidelik teken. En toe hy my bel die aand, was my eerste woorde aan hom was gewees, die president Bella se aanval op ons siel. En ek dink dit is wat jy ook sê, hulle het presies, hy het presies geweet wat hulle doen. Want Bella is ons siel. Bella is 'n aanval op ons siel, en die rede daarvoor is dat onderwys is deel van ons kollektiewe siel. En dit is nog altyd so gewees. Ek dink jy het dit ook verwys, en ek vermoed jy dit selfs in die gesprek aan die president gesê, is dat ons het nie ander instrumente nie, van oordrag nie. Daar's ander kultuurgemeenskap het inisiasieskole, of kulturele praktyke, want ons het dit nie, ons doen dit deur onderwys, so dit is ons siel, as jy hom dood maak, maak jy ons dood. En dit het ons duidelik oorgedaan, dit is ook met 'n rooi lyn as. Maar goed, wat het toe daarna gebeur? Toe besef ons, daar's nou 3 maande waar daar gesprek gevoer moet word. En toe het ek en jy 'n brief vir die president geskryf. En toe vir hom gevra vir gesprek, na aanleiding van ons telefoongesprek. Wat hy toe eintlik relatief vinnig geantwoord het. En hy het toe onderhandelingsspan aangewys. Hoekom dit belangrik is daardie onderhandelingsspan wat hy aangewys het, is dis deur hom gemandateer gewees. Hulle het nie net ons het nie net vriendelike gesprekkies gevoer hier met iemand daar by die ANC wat ons hier op WhatsApp verhouding mee het nie. Die president mandateer dit. En toe volg daar 'n gesprek. En dit was nogal 'n senior span, die president se span, so jy kan ook sê jy praat eintlik met die president as president van die ANC, want dit is ANC se gesprekke gewees. Hoe het jy daardie gesprekke beleef? Wel, ek dink aan die een kant dink ek ons argumente was baie sterk tydens daardie gesprekke, en ons het 'n hele klompie deurbrake gemaak tydens daai gesprekke waar ons bepaalde beskermingsmaatreëls vir Afrikaanse skole kon inbou, maar op so 'n manier dat mens mekaar kon vind. En uiteindelik het ons baie ure spandeer. Jy weet, dit is baie verskillende plekke. Lang gesprekke uiteindelik, maar uiteindelik het ons 'n dokument gekry, ooreenkoms gekry wat ek gedink het is 'n baie goeie ooreenkoms gegee die omstandighede waar binne ons was. En mense toe gehoop dat daardie ooreenkoms uiteindelik deur die ANC deurgevoer sal word. Maar ten spyte van die goeie gesprekke wat ons gehad het, ten spyte van die instemming tot die finale dokument deur die senior onderhandelingsspan wat die president aangewys het, het daar toe ook uiteindelik van daai ooreenkoms niks gekom. Ja, dit was 'n ooreenkoms wat bereik is, nee. En weet jy wat ook mooi van daai ooreenkoms gewees is? Dit was 'n ooreenkoms wat eintlik vanuit moedertaalonderwys ontstaan het. En dit beteken dus dat ons het eintlik deur die ooreenkoms ingestaan vir 95% van Suid-Afrikaners wat nie onderwys kry in hulle eie taal nie. Want dit is ook hulle siel, is ook soos dit ons siel is. En daar gaan ons tree eintlik in vir 95%. En daai ooreenkoms was daar rondom gebaseer. En dan uit die aard van die saak word Afrikaans ook gerespekteer. En hulle gaan, skiet dit eenvoudig, hulle het net die water uitskiet, hulle het net verdwyn. Ja. Ek meen, hier het ons die ooreenkoms bereik en ons hoor net eenvoudig nooit weer van hulle oor die ooreenkoms nie. Goed, wat gebeur toe? Toe was ons al ver beplan
aan 'n optog. En wat belangrik is ons het hierdie beplanning van die optog al vroeg begin en ons het al die eerste vergadering van die met die ANC het ons gesê ons gaan 'n optog hou. So dit is nie iets niets gewees nie. So toe begin ons nou beplan aan hierdie optog. Ons kan nou 'n bietjie daarby uitkom. Net voor ek daarby uitkom is net hierdie ding van die ANC sluit met jou hierdie ooreenkoms. En dan skielik dieselfde ANC skiet ons uit die water uit, nê? En sê dit moet geïmplementeer, ANC. En kyk die indruk wat ek net gekry het is hierdie probleem van multipersoonlikheidsversteuring. Ja. Dis die organisasie se siekte. Jy praat hier met een persoonlikheid, dan môre is hulle 'n ander persoonlikheid. Maar goed, kom ons kom terug na die optog. Toe begin ons beplan aan die optog. Waarom was die optog self so sentraal en die sukses van daarvan was so ongelooflik belangrik in hierdie proses? Wel, ek dink mense moet gaan kyk wat is die reëls of die beleidsrigtings en strategie van die ANC self. En die optog is noodsaaklik binne daardie spelreëls wat die ANC vir hulle self voorhou of die riglyne wat hulle vir hulle self voorhou. Uiteindelik word hulle gedryf, 'n mens kan hulle strategie en taktiek dokumente gaan lees. Word hulle gedryf deur 'n ou koue oorlog ideologie. Hulle gebruik terme soos die National Democratic Revolution. So dis 'n baie sterk ideologiese dryf en daardie ideologiese dryf plaas hulle sentraal, selfs bo die belange van hulle eie kiesers. Want ons weet met die stede wat weggekeer het van die ANC af, is die ANC grootliks 'n landelike party geword in landelike gebiede. En dit is juist daardie mense wat nie baie toegang tot Engels het nie, wat sal baat by moedertaalonderrig. So hulle eie ideologie staan sterker as die belange van die land, as die belange van hulle eie ondersteuners, en natuurlik baie sterker as minderheidsgemeenskappe en Afrikaners se belang. So dit weet ons. Maar binne daai ideologie sê hulle praat van die sogenaamde magsbalans of die balance of forces, maar hulle sê hulle gaan 'n beleidsrigting implementeer, maar hulle skryf dit openlik, nee, so dis nie nou, baie keer as ek hieroor praat, dan is die bang mense dink is 'n sameswering storie, want jy gebruik die koue oorlog terme, maar mense moet dit gaan lees, dit is op die ANC se webblad, ek hoor hulle het hulle webblad rekening betaal, so dit is op die oomblik dat mense daarna kan gaan kyk. So hulle werk daarmee, hulle sal 'n beleidsrigting druk, en dan kyk hulle wat is die teenstand wat daar is. As die teenstand baie groot is, sal hulle dalk retireer. Beteken nie hulle het nou afgesien van hulle beleidsrigting nie. Hulle gaan net later probeer. En hulle skryf dit eintlik openlik, nee. Hulle sê in 1994 was die magsbalans nie heeltemal in hulle guns nie, die balance of forces nie. Hulle het nie beheer gehad oor die weermag, die polisie en die staatsdiens nie. Ons weet daar was nog baie Afrikaners en ander minderheidsgemeenskappe binne in daardie instelling. So hulle het nie volle beheer gehad nie. Toe sê hulle moes hulle bepaalde toegewings maak. Maar nou skryf hulle baie duidelik, ons het nou, hulle noem dit die centers of power. Ons het nou beheer gekry oor die centers of power. Ons beheer die weermag, ons beheer die polisie, ons beheer die staatsdiens. Ons het 'n media wat ideologies gewys agter ons aan hardloop, soos wat ons nou ook gesien het met die FSA besoek. So hulle dink hulle is onaantastbaar. En binne daardie konteks moet mens dan sê, goed, wat doen ons? Nou, om druk toe te pas. As mens gaan na onderhandeling toe en jy het nie 'n drukmeganisme nie, dan beding jy nie, dan bedel jy. So, mens weet, ons het 'n manier nodig om druk toe te pas. En binne daardie konteks was die optog van kardinale belang om druk op die proses toe te pas. En dit was 'n reuse sukses. Ja, absoluut. Na 94 was daar onder Afrikaners in die Afrikaanssprekende wêreld nog nie so groot optog nie. Ja. Dis 'n historiese en visueel ongelooflik sterk. Ja, en so daai was uiters noodsaaklik om 'n baie sterk boodskap uit te stuur. Ons is nog hier, ons gaan nie lê nie. Julle kan ons nie net aanhou skop nie, want ons gaan nie op die grond bly lê nie. En daai optog het 'n baie duidelike boodskap uitgestuur dat ons opstaan vir
vir ons geslag en vir ons nageslag se belang. Dat ek gou so 'n bietjie net ietsie verder dan sê oor die optog. Dit was 'n regtige reuse sukses. Ek onthou ons het gesê 2000 mense. Want onthou dis 'n weksdag, skole kan nie regtig daar wees nie ensovoort. En toe sien ons op 'n stadium, nee, wag 'n bietjie, daar seker omtrent 5-6 000 mense wat geregistreer is en toe daar gaan meer as 10 000 mense op. So dit was 'n reusagtige sukses geweest. Wat natuurlik baie spanning aan die ander kant geskep het. En ek weet baie mense het vir ons gesê, maar ag nee, julle het nou te veel spanning geskep, nou gaan ons geen ooreenkoms kan wees nie. Maar Solidariteit het 'n dispuut verklaar by Netlek, en waar ons gevra het vir 'n sertifikaat. Nou daardie sertifikaat sal dan ons lede in staat gestel het om beskermd deel te neem aan protesaksie. Maar wat een van die vereistes is, dan moet mediasie wees van Netlek om dit te probeer oplos. So met daardie proses by Netlek het ons al begin voor die optog. En ek onthou toe ons het ook gedink mens gaan maar net deur die oefening gaan. Toe sit die mense nou daar op die aanlyn ingeskakel. Niemand is teenwoordig nie die president is nie en ook nie die departement onderwys nie. Hulle is aanlyn ingeskakel. Net ons is daar. Ek kom agter hulle vat dit nie ernstig op nie. Toe kom die optog. Na die optog skielik, is hulle teenwoordig. En ons beleef die ongelooflike spanning. En hulle gee vir ons 'n dokument. Net so terloops wat die dokument betref wat hulle toe vir ons gee, staan daarin die dokument dat die president self het die presidentsie gemagtig om die onderhandelings te voer. Die president self. Dis vas. Plus die presidentsie, die hoof van die presidentsie regsafdeling daar was daar, die president se kantoorhoof was betrokke gewees. Later in die proses het hulle bevestig dat die president se eie kantoor seker goed bevestig het. Hulle het deeltyd teruggegaan en mandate gekry. Die punt wat ek my net wil maak is, en is nou in die boek duidelik beskryf, is dit was 'n duidelike gemandateerde proses van die minister en die president. Maar hulle begin toe die gesprek van die tweede vergadering om te sê dat hoeveel spanning het hierdie optog geskep. En hulle vra vir ons asseblief, ons moet nie verder ontwrigtend wees nie, want die kinders skryf eksamen en so, ons het mos nou nie beplan om die kinders eksamen te ontwrig nie. Maar daar is daai spanning. En toe bereik ons 'n ooreenkoms by Netlek en daar's 'n direkte verband tussen die optog, die spanning van die optog en die ooreenkoms wat bereik is. En daardie ooreenkoms het toe 'n klomp beskermende goed ingebou vir Afrikaanse skole en onder andere bepaal dat die Bella-wet moet nie onderteken word voor daar nie norme en standaarde is wat hierdie beskerming inbied. En dis die ooreenkoms wat ons toe geteken het. En toe die minister aanbevelings aan die president deurgestuur en daardie aanbevelings het daai beskerming ingekom, plus interessant in die aanbevelings het hy verwys na die optog en dat hierdie aanbevelings wat sy maak moet die president sien binne die konteks om die spanning te ontlont. So ek wil net bevestig die belangrikheid wat die optog gespeel het en baie dankie weer sê vir almal wat deelgeneem het ensovoorts. En toe verbreek hulle die ooreenkoms. En 2 dae later, dit is hierdie persoonlikheid versteuring van die ANC. Dieselfde ANC, skiet ons uit die water uit oor die ooreenkoms 2 dae later. Daar verbreek hulle hom. En die vraag is, kan mens hulle ag as betroubare onderhandelingsvennote? Nee, ek dink glad nie. Ek dink nie ons moet die ANC enigsins daarvan verdak dat hulle edel motiewe het nie. Maar hulle het nie, mense het nou al by verskeie onderhandelings gesien dat dit wel gebeur. Nou is die vraag wat mens vir jouself moet vra, en ek dink baie van ons ondersteuners vra dit ook, moet mens enigsins met die mense onderhandel, as jy nie kan vertrou op die uitkoms daarvan. Maar ek dink wat ons benadering is, ons kan nie ophou praat nie, ons moet net seker maak dat ons drukmeganismes nog sterker en sterker word, dat hulle uiteindelik in hulle magsbalansbenadering nie anders kan, as om te moet luister. En ek dink ook, ons gaan nou nie baie daaroor praat nie, maar as jy nou kom in 'n proses waar hulle heeltyd ooreenkomste verbreek, en ons baie keer gebruik ons die howe met sukses,
Ook nie altyd nie, maar dis een van die pile in ons koker. Openbare protes soos daai is 'n belangrike pile in ons koker. Maar partykeer as die goed nie die gewenste uitwerking het nie, dan moet jy ook internasionaal gaan. En ek dink die ANC moet ook weet, die feit dat ons besoek aan die FSA op 'n bepaalde manier of wyse afgeloop het, kan direk daaraan toegeskryf word dat hulle eerloos opgetree het in terme hiervan. Maar mens kan dan vra, was die optog, het dit iets beteken? Ten spyte daarvan dat die president nie daarby hou nie. Maar ek dink wel, as dit nie vir die optog was nie, sou ons net dood eenvoudig niks gehad. Ja, ons gaan nou 'n bietjie kyk na wat het ons toe gekry. Ja. En nou, kyk die hele ding oor die FSA wat ons nou nie nou in detail gaan bespreek, maar miskien moet ons 'n program een keer hou net oor die FSA. Wat het agter die skerms gebeur in die FSA? Dalk moet ons dit doen. Maar as hulle ons maar net geglo het dat Bella regtig 'n rooi lyn vir ons is. Ons het nie net grappies gemaak, ons het nie net geblaas en raas nie. Bella was 'n rooi lyn en dit het 'n direkte gevolg gehad, die vertrouensbreuk oor die manier hoe mense ook met die FSA omgegaan het. Die regering moet dit weet, jy's reg. Toe is daar die RNE-proses. In die RNE-proses was daar ook aanbevelings gewees dat Bella moenie onderteken word voordat die norme en standaarde is. Dit was die aanbeveling van die sogenaamde dispuutoplossingsmeganisme. President steur hom ook nie daaraan nie. So waarmee sit ons nou? Wat het hy in sy inmandjie gehad voordat hy geteken het? Nommer 1 het hy 'n netlek-ooreenkoms gehad. Nommer 2 het hy aanbevelings van die minister gehad aan hom wat gesê het moenie teken nie. Nommer 3 was daar 'n ooreenkoms met die ANC wat ons bereik het, wat gesê het moenie teken nie. Nommer 4 was daar hierdie regering van nasionale eenheid se aanbevelings, moenie teken nie. Ten spyte van al 4 daai gaan teken hy. En dit was uit die aard van die saak vir ons 'n absolute teleurstelling. En toe begin die proses daarna. Ons het regstukke beteken oor die promulgeringskennisgewing. En toe het ons nou begin met druk. Die minister het toe is direk as gevolg van ons. Ek onthou ons het direk nadat die president dit geteken het ons met mekaar gepraat en saam met Werner Iman, dis eintlik hy wat met die gedagte gekom het, dan moet iets tussentyds wees, want anders is ons totaal blootgestel. Ons is woedend oor die wet wat geteken is, maar ons is nog kwaader dat daar nie norme en standaarde in plek is, maar wat nou? Dus ons dan moet iets tussenin wees. En toe het ons gekom met die riglyne idee. En met die president, met die minister daaroor gepraat, en toe is daar riglyne ontwikkel. En ek moet sê dat die riglyne het eintlik 'n klomp beskerming in. En ek wil weer sê, hierdie riglyne kom ook uit die netlekproses uit. En daar het ek respek vir die minister. Sy het wel toegegaan en dit wat in netlek ooreengekom is, dit wat sy aanbeveel het aan die president, is vervat ook in die riglyne. Daar is mate van beskerming vir Afrikaanse skole. Maar dit was ook 'n stryd. Want 8 van die 9 provinsies verwerp hierdie riglyne. Die ANC beklei teen die riglyne. SADU beklei teen die riglyne. Callie, hulle wil nie eers ons riglyne gee nie. Wat van nog die wet verander? So, ons moes 'n stryd gehad het oor die riglyne, stryd selfs met die minister om die riglyne te laat publiseer. Nou, toe word die riglyne toe gepubliseer. Ons sou niks gehad het as dit nie vir hierdie hele proses was wat ons nou geskets het, insluitend die optog nie. Nou die riglyne bevat een belangrike ding, en baie ander belangrike goedjies, maar een baie belangrike ding, en dit is dat ons het 'n klousule kon onderhandel in die riglyne, en dit was weer eens, ek moet vir Werner Iman die krediet gee, waar gesê is, as 'n skool vol is, dan troef dit eintlik alles. Dan kan jy hom nie instruksie gee om sy taalbeleid te verander nie. Groot deurbraak. En dan is daar 'n klompie ander goeters, soos byvoorbeeld, nie net die groter onderwysdistrik moet na gekyk word nie, ook die onmiddellike omgewing, moedertaalonderwys en inheemse tale moet in ag geneem word, daar moet gekyk word na kapasiteit, daar moet die konsultasieprosesse is versterk ensovoort. So, daar is dus 'n klomp beskerming deur riglyne. Riglyne is wel 'n riglyn vir rasionaliteit ook. Dit beteken dit is nie net onbelangrik nie, alhoewel ons wil dit sterker hê.
En dan moet daar nou norme en standaarde nou nog ontwikkel word. So net so een voor ons afsluit net jou aanbeveling vir skole. Hoe gaan mens nou om met die situasie waar ons nou staan? Ja, Dirk, ek wil net eers 'n bietjie langer aanloop terugvat in die geskiedenis. Ek dink die ANC het waarskynlik nou begin dink wanneer hulle praat met Afrikaners, is dit 'n maklike gesprek, want die mense kan hulle neus rondgelei word en so meer. Maar wat hulle moet besef is, ons is nie naïef nie en ons gaan nie aan ons neus rondgelei word nie. Nou, hoe tree ons op binne hierdie omstandighede? Nou, gelukkig in ons geskiedenis is dit nie die eerste keer dat ons met 'n eerlose owerheid gekonfronteer word nie. In die 1820s het Lord Charles Somerset ook besluit dat Engels die enigste voertaal sou wees in die Kaap-provinsie of die Kaap-kolonie van daai tyd. Ons mense was gekonfronteer met 'n baie moeilike situasie, maar hulle het planne gemaak deur die situasie te lees en wat die oplossing was binne die konteks van daardie situasie. Wat ook dan aanleiding gegee het tot die groot trek, maar ook wat hulle genoem het kosterskole wat tot stand gebring het. Maar ons het daar deurgekom. Toe, so wat jy net nou genoem het, was daar met die Tweede Vryheidsoorlog se vredesluiting, was 'n Nederlandse vorm van Afrikaans, was toe erken as 'n onderrigtaal. Maar toe het ons Lord Milner gekry, wat absoluut net so eerloos opgetree het, maar weer eens het ons voorgeslagte nie gaan lê en nie gelees wat is die omstandighede en daar binne opgetree. En nou het ons weer 'n eerlose besluit, wat in hierdie boek baie goed uiteengesit word. Maar dan moet ons gaan kyk, wat is binne hierdie omstandighede, die meganismes tot ons beskikking. Die vreeslikste ding wat ons kan doen, is om nou hierdie boek te lees en te dink, magtig, kyk hoe verskriklik is hierdie mense. Hulle is verskriklik. Maar as mens sien hoe daar eerloos opgetree is, dan moet mens sê, maar hoe gaan ons reageer? En dit moet ons eintlik motiveer om nog sterker te staan en nog sterker deur te kom. En ek dink die belangrikste beginsel, en ek moet vir Solidariteit baie geluk wens, daardie ooreenkoms by Nedlac het vir ons wel 'n instrument gegee waar ons nou mee kan werk om te sê, hoe beskerm ons Afrikaanse skole binne baie moeilike omstandighede. Die feit bly staan, die wet is absoluut gebrekkig en ons moet gereed wees om ook uiteindelik die wet op sigself te beveg op elke moontlike manier. Die fokus is nou op die norme en standaarde en regulasies wat geskryf moet word, maar intussen, soos wat jy genoem het, is daar nou riglyne wat gegee is, wat mens moet gebruik. Nou, ons moet ook nie naïef wees nie, riglyne het nie regskrag nie. So, maar, en dis 'n term wat jy altyd gebruik hier om dit te beskryf, dit gee wel 'n raamwerk vir rasionaliteit. So, wanneer daar buite hierdie riglyne opgetree word, dan sal mense baie sterk argument kan maak, want hierdie riglyne verwys ook na verskillende wetgewing en hofuitsprake wat bestaan, dan sal jy dit kan gebruik as 'n platform om optrede deur die owerheid wat nie rasioneel is nie te gaan beveg. So mens moet nie die riglyne afskiet nie, dis vir ons 'n baie sterk instrument, en so wat jy genoem het, net dit, het die Bella optog absoluut die moeite werd gemaak. Nou hoe moet ons dit nou hanteer? Nou, omdat riglyne nie regskrag het nie, gaan jy nou kwaadwillige amptenare kry, wat dink hulle kan nou net doeteenvoudig voortgaan en doen wat hulle wil, want die onderwyshoof het mos nou die finale sê. Maar dit beteken nie, omdat dit nie regskrag het nie, kan ons skole dit nie omarm nie. So wat ek dink 'n goeie strategie sal wees op die oomblik, nie om net te wag nie, want uiteindelik as 'n onderwysamptenaar by jou skool uitkom en sê hoor jy moet nou taalbeleid verander, en dan gee hy vir jou die riglyne hoe hy dit moet doen in terme van sy ideologiese uitgangspunte, dan sit die skool wat hulle moet sê nee, ek weier om dit te doen of wat ook al, en dan gaan dit die skool in die spervuur plaas. Maar as mens dit andersom doen, om te sê wat gee die riglyne vir ons op die oomblik, en jy het dit genoem, as 'n skool vol is die aanbeveling dat die skool se taalbeleid nie moet verander nie.
as daar dat met in ag neem wat 'n ander skole is in die omgewing. So as daar 'n klomp Engelse skole is, dan kan jy dit gaan argumenteer. Daai riglyne sê ook jy moet moedertaalonderrig moet in ag geneem word wanneer jy die taalbeleid bepaal. En dan natuurlik is daar hulpbronne beskikbaar om die taal aanbod uit te brei. Nou wat 'n skool wat my aanbeveling sou wees is, vat jou taalbeleid, maar staan sterk. Want die ergste ding wat kan gebeur, is as ons net gaan lê. En ons weet, skoolhoofde en onderwysers is in diens van die staat. So die skoolhoofde kan nie en behoort nie hierdie geveg te veg nie, want hulle gaan hulle self in die spervuur plaas. En daarom moet hulle die bal aangee vir die skoolbeheerliggame. Want die skoolbeheerliggame verteenwoordig die ouers en hulle is nie in diens van die staat nie. En wat skoolbeheerliggame kan doen is, van die skole ons weet mens nou, hulle taalbeleid is billik. En hulle taalbeleid voldoen aan wat internasionaal aanvaar word, en dis dat die reg op moedertaalonderrig en dat daar iets soos 'n Afrikaanse skool mag wees. En dat ons skoolbeheerliggame ten alle koste die Afrikaanse status van skole beskerm, wat ons het al gesien. Wanneer 'n skool eers Engels inneem, is daar baie gevalle waar die skool uiteindelik net Engels word. Ons het dit by universiteite gesien. Universiteit van Pretoria was Afrikaans. Toe word Afrikaans en Engels, nou is hy net Engels. En daai selfe proses het hom oral uitgespeel. So die eerste aanbeveling is, beheerliggame moet sterk staan om hulle huidige taalbeleid te beskerm. Gebruik dan as proaktief hierdie riglyne en daardie goed wat ons net genoem het, van die skool is vol, hier is ander skole in die omgewing, ons wil moedertaalonderrig vir Afrikaanse kinders aanbied, en dan neem dan 'n besluit op die beheerliggaam. Ons het ons taalbeleid in oorweging geneem aan die hand van hierdie riglyne, en uiteindelik as mens kyk na die riglyne, voldoen ons huidige taalbeleid aan die riglyne. Dan, as die amptenaar dan na die skool toe kom, onthou die riglyne het nie regsafdwingbare krag nie, maar as die amptenaar kom, dan is jy nie op die agtervoet nie, want die riglyne is wel daar. En dan kan jy sê, ons het hierdie goed oorweeg, hier is dit bevestig ons taalbeleid, en dan, as daar 'n optrede is, moet die staat optree. En as hulle dan nie die billikheidsraamwerk aan voldoen nie, dan kan mense dit in die hof beveg. En AfriForum het ook reeds gesê dat ons sal die eerste skool wat aan onbillike druk onderwerp word en wat heeltemal teen hierdie riglyne gedwing word om hulle taalbeleid te verander, sal ons 'n regspan voorsien en die regskoste betaal. Want Afrikaanse skole is die moeite werd om voor te veg. Ons het meganismes om aan te hou veg ten spyte daarvan dat ons 'n owerheid het wat nie hou by hulle woord nie. Dankie Kalle en dankie vir die lekker praktiese wenke. Onderwys is ons gemeenskap se siel. En daarin is eintlik 'n stuk troos. Wat ons weet, Afrikaners is hier om te bly. Mense gaan nog hier wees vir 'n volgende geslag. En net die feit dat hulle hier is 'n bevestiging dat Afrikaanse onderwys hier gaan wees, want dit is deel van ons gemeenskap se siel. Hoe dit gaan lyk, presies weet ons nie, maar dat hier uitnemende Afrikaanse onderwys gaan wees nog in 'n volgende geslag, weet ons. Ons gaan ons skole nommer 1 beskerm, sodat hulle uitnemend kan wees. In die tweede plek gaan ons veg teen enigiemand wat ons skole wil boelie. Maar in die derde plek gaan ons ook bou. Dit is krities belangrik dat 'n onafhanklike aanbod ons openbare aanbod komplementeer. Met veg, met bou, met beskerm, gaan ons seker maak dat ons die siel van ons gemeenskap beskerm. Want onderwys is die kruks van wie ons is. Hierdie was dus die storie van Bella. Dit is lekker uitgeskryf in hierdie boek.
Laai hom gerus af deur die QR-kode of die skakel en versprei hom wyd.